vanaand 'n opleiding aan in die beklank van, so as hulle nie lekker loop nie. Ekskuus. Vriende, voordat ons voorsang gaan doen vanaand, baie dankie. Hier gee net jou oor uit. Almal het gelag toe Sondag gesê, baie sterkte vir die stukkie van die jaar dat oor by, en soos ook nog in die einde van nog 'n week. Die tyd vlieg ons nou maar ek wil toch net vanaand, vanaf dankie sê. Ek met die tegnische hulp, Marika, Susan, Paul was ook so gedeelte van die week hier, vir hulle baie dankie te sê, maar dan ook Gertrude, erg baie dankie. Ja, as iemand iets met passie op doen, het vloei so deur ons, so aansteek dat jou die emosie wat jy in jou muziek het sit, baie dankie daarvoor. Ons gaan over die soortlied van die lade, moet ons goed sê, van ongelukkig nie kan bly vanaand toe, maar dan gaan ons maar kyk of ons al 2 snare by 'n kapella stem of 2 kan kry, om net die afsluiting te doen. Maar dankie ook vir elkeen van julle wat gekom het, saam gebid het, saam gereis het, saam in die pad geloop het. Het was erg 'n voorreg. Het is altyd lekker om soms ook 'n bietjie te kan stilstaan by die toerusting rondom gebed wat die Here vir ons gee. So vanaand 4 liedere. Die eerste een is die 582, bly by my Heer. Ons is nou by die laaste woordjie van ons gebed stasies, en die woordjie bly figureer nogal daarin. En dan gaan ons sommer oor daarna na die lied gaan ons oorgaan by die volgende lied, nader tot die Here, waarna ons gaan oorgaan na Koosdoopse gebed toe. Ja, ek dink dit vloeie was ons so al 4 lied in mekaar baie dankie.
Julle is vir ons so goed. Die loop elke asemteug saam met ons. Want die is nie net om ons, die is ook in ons. Wat 'n wonderlike voorreg. Seën ons vanaand weer saam hier as medegelowiges in die teenwoordigheid rondom u woord in gebed. Amen. Vriende, ons gaan vanaand saam lees uit Johannes 15 uit. Johannes 15 van vers 1 af. Goed, so Johannes 15 vers 1 sê, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reggesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. So julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde en julle vra net wat julle wil en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende afneem. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskriftes nie, want 'n ondergeskrifte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Jy sê dit so. Vir oulaas, ons het by 5 sleutelwoorde die week stil gestaan. Kom, kyk, wag, verlang, en dan vanaand sal ons by die laaste ene, by die woord bly. Dit gaan oor 'n rustige gebedsreis, waarby ons by 5 stasies verbygaan. Hierdie 5 stasies kan dalk elkeen 'n gebed op sy eie wees, losstaande van die ander. Of dit kan verskillende elemente van 'n gebed wees. Die bottom line is dat dit gaan oor 'n leefstyl wat stadiger gaan. Met ander woorde, dat jy pas stadiger hou, tempo begin afskaal en rustig in die teenwoordigheid by God gaan sit. Dit vra dat ons 'n leefstyl sal vorm en sal aanleer om in die teenwoordigheid van God te leef. Nou, nadat ons gekom het, nadat ons gekyk en gewag het ons gehoor gebeur daar iets binne in ons. Dit is nie lawaai nie, dit is nie indrukwekkend en dramaties nie. Dit is eintlik iets stil verlange. Iets wat begin loer, 'n rukking na meer. Om te verlang na God.
Dis wanneer ek besef, dinge hoef nie te wees soos wat dit tans is, dat ek begin pleit by die Here. Here, gee my asseblief van die lewende water. Want ek wil meer van U hê. Ek het vergeet om die pad te gee. Is dit op? Nee. Sorry, Pik. Nou, vriende, eerste gedagte waarop ons vanaand stilstaan is dat ons moet begin leer, gebed eindig nie wanneer ek die woord amen sê. Amen beteken nie ek is nou klaar. Ag, dit was so interessant. Ja, ek sal nou nie sê, maar dit is naby familie aan my, ek het die vakansie op reis gegaan, en toe hulle nou begin teruggaan, en hulle bid, om dankie te sê, toe is die persoon wat hulle bid ook 'n bietjie moeg, en sy kom nie by die woord amen nie, die woord kom net nie op, en toe sê sy ook nog op die einde, iets soos ek, of iets. Gebed eindig nie, wanneer ek sê amen nie. Amen beteken laat dit so wees. As ek dit tegnies wil hê, laat dit so bly, dat ek in die teenwoordigheid bly asseblief, Here. So die enige van ons, wat ons ken baie keer as gebed is, eintlik net 'n verandering van vorm. Daarom is die laaste punt van ons gebedsreis 'n besluit om bewustelik in God te bly. Nie net maar 'n paar minute nie, maar as 'n manier van leef. En daarom gebruik Jesus 'n klein kort woordjie bly. Bly. Bly in my. Maak my jou tuiste. In vers 4 sê Jesus, bly in my soos ek in julle. So bly in my beteken nie om, is net so af en toe te kom kuier soos wat ons met ou mense in ouer tuise maak, of ons ouers in die ander dorp nie. Dit beteken dat ek hom my tuiste maak. Dat as ek vir iemand sê, ek gaan huis toe, dan weet ek is op pad na hom toe. Daarom sê Jesus, maak my jou plek van veiligheid, jou plek van rus, jou plek van identiteit. Maak my jou plek waar jy geborgen voel. Want as ons dit kan begin regkry, vriende, dan beteken dit ek soek nie meer my waarde in ander mense se opinies nie. Dit beteken dat ek nie meer my vrede in prestasies en sukses soek nie. Dit beteken ek kies om my lewe te anker in Jesus Christus. Dit gaan met ander woorde ten diepste oor verhouding wat gekoester word. Maar ons gebruik daai woord ons so min deesdae, maar so mooi woord koester. Om verhouding te koester. En ek bly altyd as ek dan hierdie punt dink, ek altyd aan daai storie van die hond wat saam met sy baas gestap het, en sy baas gaan gou in by iemand by die huis. En dan, terwyl die baas binnekant kuier, dan krap die hond aan die deur en hy begin tjonk. Nie omdat die hond enigstens al ooit in sy lewe binne in 'n huis was nie, hy weet nie of dit lekker is daar binne nie, hy weet nie hoe dit daar binne lyk nie, al wat hy weet is sy baas is daar. En dis genoeg. En as ek weet, Jesus is daar, dan is dit my tuiste. Maak nie saak hoe dit lyk nie. Want hy is genoeg.
ons sê Jesus soos 'n loot nie los van die wingerdstok kan leef nie, kan ons nie werklik leef sonder 'n verlewende verbondenheid aan hom nie. Ek en hy is in mekaar ingegroei. Ek kan nie sonder hom nie. Sonder hom raak ek 'n droë loot wat verbrand word. Die resultaat van hierdie bewuslike lewe in die Here is dat dit 'n vrug sal oplewer. Vriende, ons is wesens wat reageer. Gaan kyk maar na enige konflik. Enige reaksie op iets word meestal 'n oorreaksie vir alles wat negatief is. Jy het vir my iets lelijk gesê, so ek moet iets sterker vir jou sê, en dan moet jy nou so sterk word, kan ek vir jou nog iets aandoen. Nou wat jy met dit gedoen het, gaan ek iets groter, en jy verstaan ons hoe eskaleer goed is. Ons is wesens wat reageer, maar dit werk ook in die positieve ook so. Jy ken ons nou daai, dat ek ook daai persoon wat, jy weet, soms net so, ek weet nie die woord bar gebruik, maar ek weet, hulle lyk so op die voete van nature. En so, as hulle net gedierig my vriendelik groet en lag, dan breek hulle op die hand toch ook deur. En dis hoe Jesus se liefde werk. Wanneer ek in hom begin bly en meer van hom leer en naby hom insien, dan gee hy af aan my. Ek reageer. Dan is hierdie mooi verhaal, dis 'n film wat ek eendag gesien het van 'n vrou wat begin, en die eerste toneel is, die vrou staan voor haar na kombuis, voor die wasbak en sy was, en die trane wat by haar gesig loop, en jy kan sien, sy is ernstig in 'n moeilikheid, sy is hartseer, dit gaan nie goed met die vrou nie, sy lekker. En dan as die film aangaan, dan kan jy sien hoe dit die angs in haar lyf inkom, as haar man inkom en vir haar bevele skree. En dan op 'n stadium maak dit so erg dat die man vir haar slaan. En dan steek sy dit eers weg tot op 'n punt wat sy op die ou einde by haar swaar staan en sy in die hospitaal beland. En dan kom haar pa op die daar. En dan klaar jy al aan en hy gaan sit in die tronk. En dan sit ons met daai mooi gedeeltes waar hy ook sê 5 of 7 of 6 years later. Dan staan die vrou weer een oggend voor die skool goed. Sy was dieselfde goed. Met die keer so sy liedjie. En dan gaan die vrou aan en wys hy van hoe 'n man inkom, 'n nuwe man. En van drukkie gee. As jy is lief vir jou. Ons reageer op liefde. Ons het 'n God wat vir ons aan 'n kruis gesterf het. Wat vir my en jou alles gee wat ons nodig het elke dag. Wat ons toegooi met sy liefde. Ons kan nie anders as om te reageer. En daai reaksie is om vrug te dra. Jesus sê in vers 5, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Jesus is baie duidelik daaroor. Let op, Jesus sê nie probeer harder om vrug te dra nie. Want vrug is nie iets wat ek en jy maak nie. Dis iets wat groei wanneer ek en jy in hom bly. Wanneer 'n mens jou tuiste by Jesus het, moet jy verseker weet dat jy nie dieselfde kan bly nie. Jy gaan verander. Om die teenwoordigheid van die Here Jesus te vertoef, het 'n transformerende uitwerking op jou menswees. Julle kan ons onthou, Salomo skryf ons, yster sluit yster, vriende vorm mekaar. Nou as dit waar is, hoeveel te meer is dit nie waar van ons liewe Here Jesus. Wanneer jy jou tuiste in hom maak, dan begin dinge verander.
jou houding verander, jou woorde verander, jou keuses verander, jou liefde verander. En ja, soos wat die Here gedeelte voorkom, is dit soms so dat God moet snoei aan ons in die dood, wat nie lekker is nie, maar dit het net een doel, en dit is sodat daar meer lewe en meer vrug kan wees. En ek meer aan hom kan bly. So wanneer ek aan hom bly, beteken dit dat my sentrum verskuif. Kom ek betuie dit vir julle so. Wanneer ek verbonde is in Jesus Christus, dan verander ek nie net. Dan gebeur ook nog 'n ding. Daar is nog 'n gevolg. En dit is dat ons vrymoedigheid kry. Ons kry vrymoedigheid om enige iets vir die Here te vra en met hom te praat. Vers 7 sê, as julle in my bly en my woorde in julle vra dan net wat julle wil en julle sal dit kry. Nou ter aard van dit moes nou nie oor selfgesentreerde vra nie, maar soos wat die Here in my is, raak ek oortuig meer en meer van wat ek my lewe wil hê en my lewe wil doen. Ek vra vir hom om dit voor te bring en dit sal hy vir my gee. Daarom sê ek, dit is nie 'n selfgesentreerde vraag nie, maar dit gaan oor 'n vraag volgens die wil van die Here. Want vers 7 het 'n voorwaarde sin, as julle in my bly en my woorde in julle. So dit beteken as ek deurdrenk raak van hom. En daarom Wouter se mooi beeld altyd met die kinders van SpongeBob. Julle weet hoe werk 'n spons. En daai spons is altyd, die Here is in ons. Soos 'n lekker nat spons. Want SpongeBob leef ook in die water. So hy is binne in God, maar God is ook binne in hom volledig. En dit bring my by een van die bevrydingsontdekkings in geloof, is dat ek nie die sentrum is nie, maar Jesus is. As ou jou bes probeer in die kerk, en mense lag, jou pogings af, lag hulle nie vir jou af nie. Die hartseer is dat eintlik vir God lag. En ek moet dit aanbly, ek moet nie ophou nie. Ek moet nie terugsit nie. Ek moet nie moed opgee nie, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Christus in my. Wanneer ek in hom bly, hoef ek nie alles self reg te maak nie. Ek mag rus. Dis nie 'n lui rus nie. Dis 'n aktiewe vertroue, 'n oorgee en laat los, sodat die Heilige Gees kan werk. Dis juist wanneer Jesus die sentrum word, dat die vrug begin verskyn. Veral die vrug van liefde. Ek wil begin klaarmaak. Vriende, as julle nou mooi die Bybel gevolg het, so julle gesien het, die 2020 vertaling doen dit ook mooi, dat hierdie gedeelte wat so lees, die eerste 17 verse, het ook 2 perikope, 2 gedeeltes. Die eerste 8 verse gebruik Jesus in Johannes dan hulle die metafoor van die wingerdstok en die lote, om ons lewe in gemeenskap met die Here te definieer. Met ander woorde, sodat dit is die beeld wat ons in ons kop moet kry, dat ons in hom moet wees. Maar die doel van hierdie beeld, gaan dan in vers 9 tot 17, is sodat ons kan verstaan waar kom die liefde vandaan. Dis nie iets wat ek en jy uitdink nie, dis nie iets wat ek en jy kan maak nie, dis nie iets wat ek en jy kan doen nie, dis iets wat ons moet toelaat dat dit deur ons vloei. Dis wat die wingerdstok se beeld sê. In Johannes 15 vers 9 sê Jesus, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief, bly dan in my liefde. Hier raak Jesus erg prakties.
Om in Jesus te bly beteken om in sy liefde te bly. En daardie liefde is nie iets wat ek vir myself kan doen nie, dit druk deur my aarde dat dit moet uit. Daarom sluit hierdie gedeelte af met die woorde, julle moet mekaar lief hê. Liefde is die toets. As ek in Jesus bly, dan kan ek nie anders as om te groei in liefde nie. So kom ons vat dit andersom. As ek in liefde ontbreek, beteken dit ek het my woonplek by Jesus verlaat. Want as by Jesus is, kan ek nie anders as ek deur drink. So as liefde in my lewe ontbreek, dan is dit al tyd om terug te keer na my ware woonplek. Kom ons maak klaar. Week van gebed, drif vir hier eindig. Dit moet voortgaan elke dag wat ek kies om te sê, Jesus, ek bly by U. Nie omdat ek sterk is, maar omdat hy getrou is. Jesus, ek bly by U, nie omdat ek alles reg doen, maar omdat U die bron van die lewe is. Mag dit meer en meer vir ons elkeen in ons gemeente waar. Here, ek wil so graag aan U bly. Ek wil U my woonplek maak, die plek waar ek rus, leef en groei. Vul my asseblief met U liefde en laat my lewe vrug dra tot eer van U naam. Amen. Vriende, is dit reg dat ons daar vanaand weer daar by julle kans sien, so vriend weer na mekaar draai, dat ons so 'n bietjie deur die gebedslys gaan. Dit beteken nie al twee of dit moet alles bedien, maar ek wil ons moet so 'n bietjie opdeel vir mekaar. Goedjies wat bygekom het, baie dankie vir julle wat my gehelp het. Ek het nie, ek ben nou seker altyd so veel tyd gemaak om tussen dit, maar kom ons bid ook vir geweld. Geweld teen vroue en kinders, ons bende geweld hier nie ver van ons af nie, maar ook geweld in die wêreld, in terme van oorlog, wat tans heers en verskillende partye wat teen mekaar gaan opstaan. Soos wat ons ook gister begin bid het vir die droogte, is daar ook vloedgetuisterde gebiede. Ons bly nog in 'n diverse land, nie waar nie. Een plek verspoel die lot en die ander plek het hulle 'n glas water gekry. Kom ons bid vir die Here se genade daar ook. Die res van die lys soos die brande, die siekes, gesondheidspersoneel, kinders wat belydenis aflê, dan kom ons bid 'n bietjie vir eerlikheid, integriteit en naaste liefde. Dat die Here ons land en ons beginnende by die kerk vir ons sal seën, dat ons mense sal leef met eerlikheid, integriteit en naaste liefde. En dan vir ons gemeente se leiers en bedieninge, ons uitreike en spesiale dagoffer, ons bid vir mense wat swaar kry, maar dan ook die mense wat help met die ouens wat swaar kry, die verskeie diensorganisasies, maatskaplike werkers, sokophuise dit is ook sal bid dat die Here ons in ons kerk sal onderskeidingsvermoë sal gee, om te onderskei wat reg en verkeerd is, dat elke gelowige sy gawes wat die Here daarmee geseën het, tot eer van sy naam sal gebruik, nie net vir homself nie. Kom ons bid vir ons skole, ons kinders, ons onderwysers, en vir geïnspireerde jong mense, stilk in die geweldplekke en tye ook vir die veiligheidsdienste, in breë trekke, maar ook oral in die land, ons weermag is in 'n geagtelike toestand, ons polisiediens, jy weet, so is daar ook alles, en dan ook ons landse leiers. Ons is op pad om weer plaaslike leiers te gekies, dat die Here vir ons sal wys in die regte leiers toe, maar dat die leiers wat op hierdie stadium in
die leierskapsposisie is dat julle ook in belangrike sal wees. En ook enigiets anders wat julle graag wil bykom. Kom ons bid eerlik saam, en dan sal ek vir ons in die einde net, ek sal geklik, soos altyd klaar maak, en dan sal ek vir ons almal sê, kom ons bid saam daaroor is.
En dis dit wat ons so 2 jaar terug by Pinkster herken het. Ek weet ons nog nou nie die afgelope jaar gesê, maar hooplik kan jy nog onthou, dit gaan juist oor Christus is die ware wynstok. En dan bly ons staan vir die seun, en daarna ook die wegsetting. Kom ons staan. Vriende, jy kan of jy hande uitstrek, of jy kan sommer net mekaar se hande vat. Want die Here wil vir julle herinner vir ons en sê, dat hy ons sal seën en sal beskerm. Dat hy tot ons redding sal verskyn, ons genade sal wees. Dat ons gebede sal verhoor, en ons sy vrede sal gee tot alle ewigheid. Amen.